Hallo. Okay, ek sien ons tema verskyn nie vanmôre nie, maar die tema ons weet almal is ek in my huis. Is ek reg? En ons weet waar kom dit vandaan, ons almal ken die storie, of het nog nie die storie gehoor nie. Joshua, jy ken die storie van Joshua, waar hy gesê het in Joshua 24 vers 15, as ons hom kan op die bord, is ek te vinnig op jou, Freddy. 3 valle teen 1. Okay. Maar Joshua het voor die volk van Israel gestaan en vir hulle gesê, luister manne, vrouens, kinders, vandag moet julle kies. Julle kan die gode dien van die Amorite en Moabite en Jebusiete en Amorite. Of julle kan God dien. Maar die keuse moet jy vandag maak. Maar whatever julle besluit, ek en my huis sal die Here dien. Dis wat hy gesê het. En daar staan dit in vers 15, en dis nou in Engels, die taal van die vyand. Sorry hoor. I beg your pardon also. I'm terribly sorry now. Ekskuus tog, nie so bedoel nie, maar anyway. So Joshua en Israel maak die keuse om die Here te dien. Want die hele volk het besluit en sê, yes, ons gaan die Here dien. En Joshua gaan toe so ver en hy sê, is julle seker? Gaan julle die Here dien? En dan sê weer, ja, ons gaan die Here dien. Hy sê nou, julle is nou getuies teen julle self, dat julle vandag gekies het om die Here te dien. Gaan julle die Here dien? En dan sê weer, ja, ons gaan die Here dien. Okay. Baie ernstig. En elke Israeliet daar het gekommit. En ons lees verder dat hulle al die gemors, afgoderye, hoerederye en what have you, het hulle uitgedryf en uitgegooi en weggesmyt en verbrand en verpletter en elke ding. En hulle was gehoorsaam. En Israel het 'n fenominale volk geword, wat die ouens mee rekenskap moes hou. Maar wanneer ons kyk na die term om te sê, ek en my huis sal die Here dien, wat word bedoel met my huis? Waar kom dit vandaan? Want wanneer ek gebore word in die wêreld, dan is ek alleen. As ek 'n babietjie en ek weet niks en ek het niks. En dan nie op 'n stadium kom ek nou sê ek in my huis. Waar het dit vandaan gekom? Wie is my huis? Waar het ek die huis gekry? Waar het dit begin? So kom ons kyk so 'n bietjie vinnig daarna, dat ons net die beginsels reg kry, reg verstaan. In Genesis 2, sien ons die ding wat gebeur vroeg. Nadat Adam en Eva geskape is, toe kom die Here en hy sê vir hulle, daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Ons almal ken dit. Baie van die ander vertalings en ou vertalings sê, hy sal sy huis, sy vader en sy moeder sy huis verlaat. En dan sal een vlees wees. Sy vrou aankleef, en ek wil jy moet kyk na die terme wat daar staan. Hy sê in die eerste plek, hy gaan sy ma en pa of sy ouer huis verlaat. Anderwoorde, hy gaan daar wegloop, die deur agter hom toemaak, en daar gaan hy. Okay. Dan sê hy, gaan sy vrou aankleef. Jy almal ken kleefplastiek, nee. Jy al getraai my goed van mekaar af te haal as hulle wyle daar gesit het. Nee, jy skeer uit mekaar het, nee. Want dis aankleef. Manne, gaan jy jou vrou so aankleef? As jy dit gaan doen, gaan sy sukkel om hare op te kam en make-up op te sit, en al so, maar die term wat gebruik word, aankleef, vertel vir jou wat God bedoel met die verhouding tussen man en vrou. En wanneer ons sê, hulle gaan een vlees wees, dan dink almal, jene. Nee, dis nie net dit nie. Jy is een. Jy word een mens, een siel, een liggaam, want die vrou is uit die man uitgehaal. Hulle is een, wat as twee funksioneer. Saam. Daar is nie 'n skeiding nie. As jy so aan mekaar kleef, dan kan jy nie daai plastiek skei en sê, okay, hier was die een plastiek, daar was die ander plastiek nie. Nee, probeer maar, jy gaan dit nie reg kry nie. Behalwe as jy cheap Chinese plastiek koop, dan gaan jy dit reg kry.
Die verhouding wat daar is tussen man en vrou, wat daar moet wees tussen man en vrou, moet so wees. Die man moet sy vrou aantleef. Nie die vrou moet sy man aantleef en agter hom aanhol. Nee, die voorstel die man sal sy vrou aantleef. En hy gaan haar so aantleef, dat sy nêrens het om heen te gaan nie. En dat sy nêrens heen wil gaan nie. Dit is so simpel soos dit. En daar kom die huis vandaan. Wanneer ons kyk na hierdie vers, Genesis 2:24 sien ons daarby, hy sê die man moet sy vrou aantleef, en dan is daar 'n ander versie wat sê, Genesis 17:12, Genesis 17:12 is net 'n voorbeeld om vir jou te sê, wat word bedoel met huis? Wat sê die Here, wat sê die woord van God as huis? Hy sê, 'n seentjie van 8 dae moet onder julle besny word, al wat manlik is in julle geslagte, die wat in jou huis gebore is, en die wat van enige vreemdeling met geld gekoop is, wat nie van jou geslag is nie. Boeta, sissas, dit beteken jou huis is alles. Dit sluit jou kat en jou hond in, jou parakiet, jou verkleermannetjie. Alles sal die Here dien. Alles wat in jou huis is, sê jy, ek in my huis sal die Here dien. So as dit nie gebeur nie, guess what? Who's going to answer? Die hoof van die huis. So wanneer ons kom en sê, ek in my huis sal die Here dien, wees gewaarsku, daar's 'n groot verantwoordelikheid wat daarmee saamgaan. En jy moet verstaan waaroor dit gaan. Dit beteken die persoon wat in jou huis werk, die persoon wat in jou tuin werk, sal die Here dien. Dit beteken op jou werf en in jou huis sal daar reëls en dinge wees, in 'n sekere wy gaan goed gebeur, en niemand gaan dit breek nie. Jy gaan dit nie toelaat nie. En ek praat myself, hoor my lied, ek preek vanmôre sterk myself hierso. Jy gaan nie toelaat dat vreemdelinge in jou huis inkom en jou reëls kom breek nie. Dit bly jou huis. Wat bedoel ons daarmee? Kom ons maak dit prakties. Boeta is op college, universiteit. Hy en die girl kom kuier. Slaap in 'n kamer onder jou dak of nie? Ek praat nie van Boeta jou kind nie, ek praat van jou broer. Ek praat van 'n man wat 40 jaar oud is, of iets van dergeliks. Dis die dinge waarna ons moet kyk, wanneer ons sê, ek in my huis sal die Here dien. Want hierdie goed kom op ons pad, sonder dat ons daarvoor vra, en sonder dat ons dit regtig besin en oordink, dan stem ons toe tot goed, wat ons eintlik in die moeilikheid in laat beland. En wat die guns van die Here van ons sal wegvat, want hy sê, hy's 'n genadige God, maar hy laat geen sonde ongestraf nie. Hy vergewe jou, maar hy laat dit nie ongestraf nie. Gaan lees jou Bybel, dis wat die woord sê. So wanneer dit met jou moeilik gaan, en jy bietjie tafsoet kry, en moeilikheid het, en goeie gebeur, en jy kan nie verstaan nie, gaan dink bietjie, wat het jy gedoen, of nie gedoen nie. Want dit is 'n regverdige God, wat die misdaad wel besoek. En wanneer ek en jy hierdie term gebruik, ek in my huis sal die Here dien, moet ons verstaan, wat ons onsself in voorkom het. 'n Simpel voorbeeld. Aan die begin het die Here die hemel aarde geskaap, ons ken die hele skepingsstorie. En dat het hy gesê, en hier is die diere, en die mens moet die aarde onderwerp. En dan met Noag, wanneer die vloed gekom het, en alles uitgewis was, en die diere van die ark afkom, het die Here gesê, en hy het 'n skrik in die diere geplaas, sodat die mens kan heers oor die diere. Gaan lees dit. Maar nou kom ons daar, en ons het hondjies en kuitjies en goetertjies wat ons regeer in ons eie huise. Och, dit is so oulik. Shy. En dit is oulik, en ons is lief vir hulle, dit is so. Maar in sekere situasies, in sekere besluite, kan jy nie 'n mens se emosies gaan insit nie. Emosies is 'n ewel. Emosies maak dat jy goed doen wat jy nie moet doen nie. Emosies moet beheer word. Emosies moet onderwerp word aan die Gees.
Want sonder dat ons het besef, oortree ons. Boetas en susters, jy kan nie jouself aan bande lê, omdat jy 'n hondjie het, wat jou aan bande hou nie. That's not the way it should be. Dis nie hoe die Here die skepping gemaak het nie. Glad nie. Simpel klein goedjies, klein jakkalsies. Die woord van die Here sê vir ons, hou die klein jakkalsies van die wingerd af weg, want hy gaan die wingerd laat vergaan. En dis waar dit begin, want gee die duiwel geen vatplek nie, sê die woord vir ons. Wat ons nou verder gaan kyk, ons verstaan nou wat ons huis, en ons het almal geskrik om te sê, Koos, het ek nou gesê, ek in my huis gaan die Here dien, dis rof. Nie waar nie. Ons is in die genade. Here Jesus Christus gee ons genade. Hy het ons 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing gegee. A sound mind. Ons heers oor die sonde, want ons is in Christus, want ons is verlos en oorgebring. En ons moet daarop staan, ons moet die wapenrusting dra, elke dag van ons lewe moet ons die wapenrusting dra, dat ons die helm van verlossing, dat ons kan weet, maar ons is verlos. As ons die borspraat van vryspraak kan aanhê, sê maar ek is vry van vrees, vry van hierdie gemors, en ek heers in Christus Jesus. Want ek is 'n mede-erfgenaam. Ek is bekleed met Christus. Dis die harnas, dis die wapenskild. Dis wat ons dra, dis wat ons moet hê elke dag van ons lewens. My naam is opgeskryf in die boek van die lewe en daaroor moet ek juig en jubel en prys en eer. En nie fokus op hierdie ander goed nie. Sodat Heilige Gees kan oorvat in my lewe en Heilige Gees my hele bestaan kan begin organiseer en reguleer. Sodat ek konstant Heilige Gees kan hoor. En die geraas van die aard van die wêreld en die boosheid in die wêreld uit my kop uit kry, sodat ek kan hoor wanneer die Gees met my praat. Want wanneer ek gebombardeer word in my gees en in my emosies en in my breins, met al hierdie goede, al hierdie aanslae, al hierdie boosheid wat plaasvind, al die komplotte en politieke gemors en dreigemente en goed wat kom in die jene, dan hoor ek nie God se stem meer nie. Want ek is in my piekien verward. En ek weet nie wat ek kan doen nie, ek weet nie waar moet ek keer nie, waar moet ek wal gooi, wat moet ek doen nie. Maar tussentyd, het iets gebeur. Lankal terug. Ons lees dit in Openbaring 3 vers 20, ons almal ken die vers, ek is seker. As jy Bybel het, kan jy opsoek, ek glo nie gaan verskyn nie. So waar. Vrede jou unit. Hy's 'n engine. Right. Here Jesus kom en hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Ons almal weet waaroor dit gaan. Ons almal weet waaroor dit gaan. Die Here Jesus sê, ek klop aan jou deur en ek roep jou. En so weet ons dat die pad na weergeboorte toe is wanneer die Here my roep, my trek, my oortuig tot op 'n punt wat ek die klop hoor en die deur oopmaak en Jesus Christus innooi. En om actually heeltemal innooi, dat hy by my eetkamer kom en die tafel vir my kan voorberei, waar ons gaan sit en maaltyd hou. Dit is nie net 'n nagmaaltafel nie. Dit is nie net 'n nagmaaltafel nie. Dit is die tafel van jou lewe. Dit is die tafel van jou bestaan. Dit is die tafel van jou roeping. Dit is die tafel waarvoor jy hier op aarde is. Dis daai tafel. Want daar word dit uitgepak. Die hele buffet word uitgepak. Maar hier is die ding. Ons sien Psalm 23, praat Dawid ook van 'n tafel. Interessant, in die Ou Testament en Nuwe Testament word daar van tafels gepraat. En al twee sê amper dieselfde goed. Psalm 23 het jy hom ook gekry. OK.
Ons almal ken die vers 5 dink ek. Ekskuus tog. Psalm 23, Dawid sê, ja, okay. Die wat wil saam met my kyk, Psalm 23. Dit is tussen Genesis en Openbaring. Vers 5 sê Dawid, U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Almal ken dit. Wie ken dit nie? Fooi man, dis die eerste keer dat ek bly is dat iemand 'n hand opsteek nie. Dawid sê, U berei die tafel voor my aangesig. In ander woorde, ek sien wat Jesus vir my op die tafel kom sit. Want ek het hom ingenooi, ek het oopgemaak. Hy het ingekom en hy het kom dek hierdie tafel vir my, dis die tafel van my lewe. En ek sien wat hy doen, voor my aangesig, teenoor, wie? My teenstanders. So waar is hulle? Hulle is daar. Hulle is daar. Hulle sien wat hier gebeur. Wat hier gebeur in die gees. So die goggas met al hulle slinkse planne en trieke en toere is ook daar. Hulle sien wat hier aangaan. Maar, hy sit nie by my tafel nie. Want hy het nie die reg om daar te sit nie. Hy staan daar en hy sien hierdie tafel in sy mond water. Maar as ek hom nie nooi nie, gaan hy nie daar sit nie, want hy het nie die reg nie. Boetas en sissas, en dis hoekom dit so krities belangrik is om te luister wat die woord sê, waar hy sê, moenie die duiwel vatplek gee nie. Want die moment wat ek dit doen, dan trek ek 'n stoel uit vir 'n gogga om te kom sit by my tafel. En te kom eet, voordat ek kan eet, vat hy daai ding en hy ruil hom met iets anders. Want hy kom om te steel, te slag en te verwoes. En ons verstaan nie hierdie beginsel nie. En ons wonder wat gaan aan. Maar ek in my huis sal die Here dien. Intussen tyd het ek as hoof van die huis 'n tafel vir my huis. Buite my eie tafel het ek 'n tafel vir my huis. My huis sit daar by my tafel. Want ons het saam 'n toekoms. Ons is een. Ek moet my vrou aankleef en ons sal een wees. En uit die aard van die saak is daar kindertjies wat inkom. En hulle kom sit by dieselfde tafel, en elke een van ons wat aan daai tafel van my gesin sit, van my huis se tafel sit, beïnvloed wat op daai tafel gebeur. Hoof van die huis kan jy sien, wat se verantwoordelikheid het jy? Kan jy sien, dat jy eintlik in beheer is, van wat gebeur? Want jy heers in Christus. Die woord van die Here is uitdruklik, en hy sê vir ons, alles behoort aan julle. Die woord sê, alles behoort aan jou. Ons is in beheer daarvan. Die Here het ons in beheer gesit daarvan. Hy het ons die vermoë gegee om keuses te maak, en hy het ons 'n gees gegee van krag, liefde en selfbeheersing, en ons vrug van die gees wat ons kan lewe, en ons dra vrugte wat by die bekering pas. En daai vrugte moet op ons tafel wys. Maar wanneer Boetie skelm rook by die skool, kom sit hy by my tafel. Ek weet, ek het dit ook gedoen. Rook van 16 tot 60. Ek sê praat daarop, dit is stupid. Maar jy bring goed na die tafel toe. Wat bring ek daar naartoe? Ongehoorsaamheid. Verslawing. Ek eer nie my vader en my moeder nie. Want pa en ma het definitief nie gesê ek kan rook nie. Inteendeel. So bring elke een wat by die tafel kom sit van jou huis 'n ding soontoe. En as hoof van die huis is dit jou plig om seker te maak jy weet wat aangaan in jou kinders se lewens. Jy moet weet wat aangaan met jou vrou se lewe. Jy moet seker maak jou lewe is reg by die Here. Sodat jy die regte mense by die tafel kan hê.
dat jou tafel nie beroof kan word nie. Dan ry ons daar in die Vrystaat, of hier by Koppies verby, dan sien ons daar moeg gesukkel. En as jy so kyk, dan sê jy, daai ou is moeg gesukkel. Kyk hoe lyk hy plek. Hoekom? Want hy spreek het oor homself. Die mag van lewe en dood lê in die tong. Ons sien nie en verstaan nie en neem hierdie beginsels nie ernstig op nie. Ons dink, ag, jy oordryf man, dit is dan so. Boetas, jy oordryf nie, hoor my lied, wat jy sê gebeur. Die woord van die Here sê vir ons, uitdruklik, alles wat jy sê, is asof jy dit sê in die naam van Christus Jesus. Hoekom? Want hy staan in jou. Johannes 17 het Jesus gebid en sê, Vader, net soos wat ek een is met u en u met my, en ek en u en u en ons in mekaar is, net so bid ek dat hierdie mense wat in my glo, hierdie wat u vir my gegee het, ook een in ons sal wees. So hoe kan jy dan nou sê, dit wat jy sê is nie in die naam van Christus nie? Ons moet verstaan wat die beginsels is, ons moet verstaan wat ons lees, ons moet verstaan waartoe ons commit. En wees verseker, ons kan dit nie uit ons eie doen nie. There's no chance. There's no chance. En dan sê Heer, Dawid in die Psalm 23, hy sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. It's amazing hoe dit werk. Die beginsel wat ons vermoere, wat by u wil thuis bring, is dat, verstaan baie mooi. Daar's 'n ou met die naam van Louis Giglio. Wie weet van Louis? Hy het hierdie ding van die tafel te beautiful uitgebeeld. As jy internet het gaan kyk, het gerus. Gaan soek Louis Giglio sy sermons en kyk hierdie storie van die tafel waar hy sit aan, hy vang 'n lekker happie wortel en hy doen dit perfek. Dit is so die illustrasie is uitmuntend. En dit maak dit so duidelik wat aangaan. Ons moet weet en verstaan dat ons het 'n tafel wat vir ons gedek is, nie net vir jouself nie, maar vir jou gesin, vir jou huis. En dis elke hoof van die huis, en hoekom sê ek elke hoof van die huis, en nie net man nie, want daar's baie vrouens wat hoof van die huis is, as gevolg van wat ook al. As jy hoof is van die huis, dis jou huis. As jy 'n plek het, het die Here vir jou daai plek gegee. Hy gee vir jou besittings, hy gee vir jou eiendom. Dis joune, jy moet dit oppas en bewaar, jy moet heers daaroor. Jy moet lewe daaroor spreek, jy moet kies, sê die Here in Deuteronomium sê hy, en daai beginsel staan vas deur die hele bestaan van die aarde tot in ewigheid. Kies lewe of kies dood. Kies seën of kies vloek. Maar kies moet jy kies. En net so kies jy wat gebeur by hierdie tafel van jou, want die Here dek hierdie tafel voor jou aangesig. Hy doen dit nie skelm, en dan maak hy deur op en sê, surprise! Nee, hy dek die tafel voor jou aangesig. Jy is deel van hierdie tafeldekking, wat hy sê vir jou, hier is hy. Dis jou beroep. Dis wat ek wil hê jy moet doen. Dis waar jy gaan werk. Jy moet woord vir my bring hierso. Jy moet daar profeteer daar. Jy moet hierso 'n selgroep hê. Jy moet dit doen, jy moet dat doen, jy moet so maak, jy moet sus maak. Jy gaan hier's jou vrou, hier's jou kinders. Daai kind is geseënd. Hierdie dit whatever. Dis die storie. Die Gees vertel jou hierdie goed. Wanneer jy met hom praat, wanneer jy in eensaamheid en in afsondering met hom sit en met hom praat, dan wys hy jou hierdie goed en hy vertel jou wat gebeur. Want die woord van die Here sê vir ons uitdruklik, hy openbaar verborgenhede. Is dit nie waar nie? Wel, glo ons die woord van die Here? Want dan moet ons dit so lewe. Jy sien, ons sê dit maklik, ek glo die woord van God. Ek het dit al hoeveel maal gesê. Dit beteken, as ek daai woord vat en ek maak hom oop op 'n plek, dan glo ek waaragtig waar daar staan. Ongeag dit wat daar staan, glo ek. Dis wat dit beteken wat ek sê, ek glo die woord van God. Daar's nie 'n grys area nie. Ek kan nie 'n opinie omtrent die woord hê nie.
Luister mooi, ek moet dit sê vanmôre, ek weet nie hoekom, dis glad nie my notas nie, maar ek kan nie 'n opinie van die woord hê nie. Ek moet 'n posisie in die woord vat. Ek kan nie 'n opinie van die woord hê nie. Somebody needs to hear this. Ek moet 'n posisie inneem en sê, dis wat ek glo die woord van God. Ek glo dit. Onvoorwaardelik. En dan moet ek daarby staan. En dit beteken, ek moet doen wat daar staan, ek moet doen. En wanneer ek sê, ek in my huis sal die Here dien, dan het ek 'n job en 'n verantwoordelikheid om seker te maak dit gebeur, want ek is die hoof van my huis. Net soos baie ander die hoof van jou huis is. En vrouens, die manne kan nie die hoof van die huis wees sonder dat jy agter hulle staan nie. Daar's 'n storie van agter elke man, ek bedoel nie so nie. Staan met gebed. Jou man opdra aan die Here en sê, Here, maak hierdie ou sterk, sodat hy die hoof kan wees, sodat hy kan regtig die hoof van hierdie huis kan wees in elke opsig, want hy moet die koning, priester, profeet wees, dis sy opdrag. En daar sekere beginsels wat werk in daai samestelling. Koning sit jy hoof by die tafel, en niemand eet voor jy nie geëet het nie. Dis hoe dit gewerk het toe jy koning was. Wat ons moet weet is, daar is 'n tafel. En die tafel word gedek deur Christus Jesus ons Here. In sy genade. En Heilige Gees is daar om ons te verduidelik en te vertel wat op die tafel aangaan. Heilige Gees is daar om ons te leer in die volle waarheid. Hy is daar om ons die rigting aan te wys. Hy is daar om ons te help. Hy is daar om ons op te tel, hy is daar om ons te versterk. Die woord is daar om 'n lig te werp op hierdie ding, want die woord is die lig vir my voet, is 'n lamp vir my voet, is die lig vir my pad. Die woord is daar en die woord maak dit lig. Daai tafel is nie in die skemer met skemerkelkies nie. Dis 'n buffet en helder daglig. Die son skyn, die Here skyn oor hierdie tafel. En ons moet sorg dat sy lig so skyn dat daar geen gogga naby daai tafel kan kom nie, want die duisternis vlug vir die lig en die lig dryf die duisternis weg. So ons moet sorg dat ons tafel die hele tyd in die lig is. Helder lig. Not candlelight. Spotlights. En dan kon ons werklik sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Maar dit is my en jou verantwoordelikheid om seker te maak, dat ons die regte gaste by die tafel het, dat ons die regte goed toelaat in ons huis, dat ons ons huis reg bestuur in die lig van God, sodat ons tafel nie besoedel word nie, sodat ons tafel nie beroof word nie. En wanneer ons nuwe toevoegings tot die tafel kry, want dit gebeur, dan moet hierdie toevoegings bekend gestel word aan die tafel. Wat doen ons met kinders? Ons bring hulle en hulle word ingeseën. Wat doen ons? Ons sê, Here, hier is my kind. Gee my die krag en die moed van my oortuiging om seker te maak, ek maak hierdie kind groot volgens U weë. En ons sê in werklikheid, Here, aanvaar hierdie kind by my tafel van my huis, want ek in my huis gaan die Here dien. En hierdie kind kom by hierdie tafel sit, versterk hom of haar, sodat hulle waardig kan wees by hierdie tafel. Want ons moet waardig wees wanneer ons by die tafel sit. Dis nie 'n piknikmandjie nie. Dis 'n tafel wat gedek is deur die Allerhoogste. Vir my en vir jou. Sodat ons niks sal kortkom nie. Dat niks ons sal ontbreek nie. Amen. Het almal nagmaal.